So vandag wil ek vir julle sê, ek glo dat die woord wat vanmôre en vanmiddag en nou weer gaan uitgaan. Ek bid, my gebed is dat dit op goeie grond sal val. Dat daai saadjie wat gesaai is, sal opkom. En dat julle hierna die beste blomme gaan dra, die beste vrug gaan dra. So ek wil net gou vir ons 'n gebed doen. Hemelvader, baie dankie Here, dat ek weet, dat U hier teenwoordig is vandag. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het, Here, om in U teenwoordigheid te spandeer. Here Jesus, ek weet, Vader, U het elkeen van ons super lief. En Here, vandag het ons 'n spesiale dag uitgeroep vir U, om U naam te verheerlik, Vader. Maar Here, U bedien elke vrou en man wat vandag hier teenwoordig is, Here. Bedien U spesiaal, Vader. Bid dat U die woord sal seën. En Here, wanneer ons vanmiddag die nagmaal gaan gebruik, dat ons weer eens net U sal herdenk in Jesus naam. Amen. Goed, dis baie gevra om oor te vat by twee wonderlike sprekers. Maar die Here het ook 'n woord op my hart gelê. En ek glo vandag gaan dit vir julle ook baie beteken. So ons praat vandag oor die storie van Ester. Ja, Ester, julle ken Ester, julle ken haar verhaal, maar julle het nog nie hierdie verhaal gehoor soos vandag nie. Want eintlik is die storie van Ester, die verhaal van Ester, ook die bruilofsfees. So ek gaan vir julle die vergelyking maak, sodat julle mooi kan verstaan hoe dit by mekaar kom. Goed, Ester was 'n aangenome kind. Ons weet dit, sy is deur haar oom Mordegai aangeneem. Haar ouers is albei oorlede. So sy was 'n weeskind en ek wil hê julle moet dit in julle gedagtes hou, sy is 'n weeskind. So wie van julle hier het nie ouers nie? Ek het 'n ouer wat liewe Jesus vir my gegee het, maar ek is ook 'n weeskind want my ma en my pa is ook oorlede. So hou dit in julle gedagtes. Goed. Mordegai het haar aangeneem en hy was baie erg oor Ester. Koning Ahasveros het 'n beslag uitgestuur dat hy die jong dames van die dorp bymekaar wil maak, want sy vrou, hy is nie meer lief vir sy vrou nie, hy wou hom nie meer hê nie. Ons weet wat met haar gebeur het. So Ester het nie 'n keuse gehad. Ek glo dat julle sal verstaan, die jong dames daai tyd was baie jonk. Ons het nou gehoor van 15, 16. In die ou dae was jy troubaar op 12. Wanneer jy groot meisie geword het, was jy troubaar en het jy 'n man gekry. So ek reken die dametjie was nogal redelik jonk en al die ander dames wat saam met haar was redelik jonkie, jong meisies. Vreesaanjaend, want hy's 'n koning. Hy's 'n koning. Ons is nie seker presies hoe oud is hy op daai oomblik nie, maar hy is vreesaanjaend. Hy was al getroud, hy het, jy weet, 'n vrou gehad en hierdie jong dames is bymekaar gemaak. So Ester het 'n werkie gehad wat sy moes verrig. Sy was 'n Jodin. En sy het 'n werkie gehad wat die Here op haar hart gelê het, maar sy het nog nie eers geweet wat daai werkie is nie. So sy het 'n roeping op haar lewe gehad en sy het nie geweet dat dit is wat sy moet doen nie. So ek kan net dink hoe onwillig enige jong meisie of kind is om aan 'n ouer man gaan afgegee te moet word. Goed, maar sy het dit gedoen. Maar Ester was beeldskoon. Was 'n pragtige vrou. Sy was 'n baie mooi jong dame. En Ester het in haar voorbereiding het sy guns by die koning gekry. So die koning het haar voorberei, hulle het haar voorberei om voor die koning te kom. Nou voorbereiding daai tyd was, dink nou vir jouself, as jy gaan trou, wat doen jy? Wat 'n voorbereiding doen jy? Vir haar was dit 'n jaar van reiniging en ons weet dit was olies en met olies in haar hare maar imagine jy gaan vir 'n jaar lank so bederf word. Ek dink elke vrou gaan wil sê pick me, want sy is letterlik bederf. Hulle is in
al die dametjies was bymekaar gesit en hulle is bederf. Met olies ingevryf, hulle het kamermeisies gehad wat hulle bedien het, hulle hare is met olie ingevryf, daai tyd se olies, ek meen vandag kry ons olies in 'n botteltjie wat bietjie afgewater is, daai tyd as jy met olie, was dit ordentlike olie, né? So, wanneer ons gaan trou, al die dames wat nou al getroud is, wat was jou voorbereiding toe jy in die huwelik getree het? Jy het haarsorg gedoen, jy het velsorg gedoen. Ag, die meeste vrouens is op 'n dieet, né? Hulle hersien hulle eetgewoontes, want hulle wil tog mooi lyk vir hulle man, okay? So, sy het lang en spesiale baddens gevat en ek is seker ook het sy etiketopleiding gehad, want jy kom nie net in 'n paleis in en jy is uit die werkersklas en nou moet jy weet hoe om te handel nie. So Esther moes seker ook etiketreëls gekry het, hoe om op te tree in 'n koningshuis, hoe om voor die koning op te tree, want soos wat ek lees, was hy ook nogal kwaai. En as jy nie gedoen het, of as jy nie guns by hom gekry het nie, dan was jy verworpe. So jy wou graag in sy guns kom. Ek dink die fynere dinge in die lewe, die kuns, die fynere dinge in die lewe, is hulle ook geleer. En dan het hulle gekom by die bruidsdrag. So, hulle het vir hulle klere laat maak, die fynste klere laat maak, en so wanneer jy trou, jy kies die beste trourok wat vir jou lyfie gemaak is, en jy wil op jou beste vertoon. So kom sy toe voor die koning. En hy is overwhelmed. Hy is so ingenome met haar. Terwyl sy voor die koning gekom het met afsprake, het hy haar uitgesonder en hy het haar spesiaal eenkant gehou en hy het mense aan haar toevertrou om haar nog beter te versorg. En ons weet wat gebeur het, hy het haar toe nou as koningin gekroon. Okay. In haar koningingskap, in haar leierskap, was sy 'n goeie koningin. Haman het teen haar of teen die Jode opgetree. Hy wil al die Jode doodmaak. So die verhaal weet ons dat met agterafheid het hy probeer om ontslae te raak van die Jode en sy het daarvan te hore gekom. Wat doen sy? Sy kan nie na die koning toe gaan as die koning haar nie nader nie. So sy moet voor die koning gaan. Sy gaan en sy gaan tree in as 'n intercessor vir haar Joodse volk. Vas vir 3 dae lank. Nou ek weet nie of julle al eendag net sonder kos gebly het nie. Dis nogal taaf. Om 3 dae sonder kos, sonder water te gaan, is nogal rof. Sy het 3 dae aan een gevas. Sy het haar mense wat saam met haar in haar kamerbediendes, het saam met haar gevas, en sy het woord uitgestuur dat die Jode saam met haar moet vas en intree. So ons verstaan ook wat daarna gebeur het. Koning het daarvan uitgevind, Haman is aan die gal gehang. Goed. Ons gaan terug na Esther se aanneming deur Mordegai. Dit simboliseer God se aanneming van ons as gelowiges. Ons is kinders wat wees is in die wêreld. Ons is in 'n sondige wêreld en God neem ons aan. Wanneer ons hom aanneem, neem hy ons as sy kinders aan. En dan kom die voorbereiding om voor die koning te kom. Wat is ons voorbereiding? Nou, ek wil vir julle lees uit Efesiërs. Efesiërs 5. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg, lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was.
So God sê vir ons moet lewe soos wat hy is, nie waar nie. Okay. En dan sê hy in verdere verse, ons moenie onsedelik handel nie. Ons moenie gierig wees nie. Ons moet ons nie ophou met vuil praatjies nie. Ons moenie growwe of ligsinnige geselskap hê nie. En dit wil ek vir julle sê is alles die tong. Die tong speel 'n baie groot rol in hoe ons optree en hoe ons vrug dra en hoe ons vir ander mense voorkom. Wanneer jy praat, sien hulle jou vrug. Wat jy sê, sien hulle jou vrug. En dan sê hy verder, ons moet nie onsself ontspoor nie. Nou hoe ontspoor ons onsself? Ons moet onsself nie ons ore oopmaak vir ander gelowe wat ons wegdryf van die waarheid nie, van dit wat God vir ons wil sê nie. Dit wat ons in die woord leer. Ons moet nie ons ore oopmaak nie. 'n Mens kry baie predikers oral oor. En dan sê hulle miskien een klein dingetjie nie in die regte lig nie. En dan ontspoor ons, want dan glo ons iets wat ons dalk nie in die woord kan bevestig nie. So ek sê vir julle mooi vandag om eerder terug te gaan na wat die woord sê. As dit nie in die skrif staan nie, dan is dit nie so nie. Okay. Ons moet nie onverstandig optree nie. Ons moet nie dronk word nie. Ons moet nie losbandig wees nie. En as hy sê losbandig, beteken dit nie net losbandig in die vlees nie. Losbandig in die gees. Ons is losbandig in die gees as ons goed glo wat ons nie moet glo nie. As ons almal se invluisteringe in ons lewe inglo en ons stel nie die woord eerste nie, dan lewe ons losbandig. Ons moet nie ontrou wees nie. Nou, nie een van ons wil ontrou wees in ons huwelike nie. Maar God vergelyk die huwelik met sy verhouding tussen jou en my. En ons wil nie ontrou wees teenoor God nie. Ons het nou so baie gehoor oor dade, dinge wat ons verkeerd doen. Niemand is perfek nie. Ons probeer elke dag om reg te lewe. Niemand is perfek nie. En die Here verwag van ons dat ons ten einde moet probeer. So kan ek aangaan oor hoe die Here wil hê ons moet lewe en rein voor hom wees. Want mense, ons werk aan ons trourok. Ons werk aan ons kleed. En ons kleed moet vlekloos wees. Ek weet nie of julle al ooit 'n bruid gesien het met velkolle op haar rok nie. Ek weet nie wat jy dink as daar 'n bruid inkom en daar's velkolle op haar rok nie. Elke bruid wil vlekloos voor haar bruidegom staan. Want hoekom? Ek weet ek wou my man baie beïndruk. Ek wou so mooi lyk, ek wou hom baie beïndruk. Hy moes weet, dit is net ek. As ek in daai vertrekking kom, is net ek, né? En ek glo elkeen van julle wil ook julle kleed wat julle aan het voor God rein en skoon hou, vlekloos hou. Ons kyk na Ester se transformasie. Sy was 'n weeskind en sy is koningin. Sy was 'n werkersklas en sy's verhoog tot 'n koningsklas. Goed. Ons is die kerk. Ek en jy, ons is die kerk. So ons, die kerk, ons transformasie van sondig na heilig in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan God behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Alles het nuut geword. Alles. Soos jy 'n kind van God is, het jy die ou dinge afgelê. Het jou ou vriende afgelê? Ja, dit is nie lekker nie. Dit is seer. Mense wil nie vriende afskryf of afsny nie,
dit gebeur maar so dat vriende, wanneer jy jou hart vir die Here gee en jy lewe 'n rein, skoon lewe vir die Here, dan raak dit lonely. Hoekom raak dit lonely? Want een na die ander val dit af. So as jy 'n boom skit en die ou blaartjies val af grond toe, dan bly daar net vars groen blaartjies op die boom. En weet julle wat? Ons is nie op die aarde gesit om ander mense te beïndruk nie. Ons is nie op die aarde gesit om ons vriende te beïndruk nie. Ons is nie op die aarde gesit om enige iemand anders te beïndruk nie, behalwe God. Ons uiteindelike doel is nie vir onsself nie, is om sy naam te verhoog. Mens kan soveel tyd spandeer aan dinge wat nie ewigheidswaarde vir jou dra nie. En weet jy wat? Jy gaan seer kry. Dit gaan jou seer maak. Want alles wat jy doen wat nie ewigheidswaarde dra nie, wat tydelik is, kan van jou af weggevat word. Ek het altyd vir my kinders gesê, 'n maatjie by die skool kan nie vir jou sê hoe om te lewe nie. Jou vriendinne kan nie vir jou sê hoe om te lewe nie. Hoekom? Want ek kan jou waarborg, na skool kan jy maar deur 'n siffie gesit het. Daar's 'n handjie vol mense wat in jou lewe oorbly, indien enige. So dis nie die moeite werd om iets te doen om iemand anders te behaag nie. Dis nie die moeite werd nie. So kom ons kies eerder dan maar om 'n nuwe mens te wees, om nuut gemaak te wees. Dan kom ons by Ester se voorbidding en vasting. Haar intercessorskap. Sy moes voor die koning kom. Sy moes haarself voorberei. Nou, ons is in 'n baie geseënde posisie. In ons vroue bidhiergroep het daar 'n paar vrouens besluit. Hulle gaan vir 'n maand lank in gebid wees. Elke woensdagoggend 9 uur is hulle hier en hulle het letterlik intercessorskap gevat vir vandag. En ek glo dat elkeen van julle die teenwoordigheid van die Heilige Gees kan ervaar hier. En dit is wat van ons verwag word. Wanneer jy 'n oproep kry of 'n SMS kry, ag bid vir my. Hoeveel van julle telefoon op en bel of stuur 'n WhatsApp met 'n gebed? Of stuur jy net daai ou handjies wat sê ek gaan vir jou bid, maar dan nou het jy klaar vergeet. Mense, partykeer is dit 'n verskil tussen lewe en dood. Om 'n intercessor te wees kos nie werk nie. Kos net jou knieë. Dit kos eintlik niks. Ester het intercessorskap toegepas op 'n ander level. En daar wil ek vir julle sê, wanneer jy probleme in jou lewe het, wanneer jy 'n saak het wat jy voor die Here moet neerlê, is dit so skiet gebed voordat jy in die bed klim? Of gaan jy uit en jy hou op eet? Dit wat ons vrouens so lief is om te doen. Los daai goedjies, hou op eet. Sê Here, ek roep U aan. Ek straf my liggaam. Ek doen wat U wil hê ek moet doen. Ek wil in lyn kom met wat U wil hê ek moet doen. Hier's my saak wat ek voor U neerlê. Ek kan een ding vir julle sê. Ons is miskien nie so maklik om te bid of maklik, maar staan voor 'n siek kind se bed. Almal van julle het seker kinders, die wat nie het nie, 'n familie, staan voor 'n persoon se siekbed en smeek God vir genesing. Dit gaan vir jou verander. Lewe sal vir jou nooit weer dieselfde wees daarna nie. Want dan besef jy besef dat jy met 'n lewende God praat. En dat jou uitroep uit jou binneste uit 'n diepe uitroep is tot hom. En ek ervaar hoe dit moes wees vir Ester, want sy moes veg. Sy moes bid en roep tot God vir haar volk. En sy moes voor 'n koning gaan staan wat haar heel moontlik gaan verwerp as sy na hom toe gaan, sonder dat hy haar geroep het. Maar dan die vergelyking.
Jesus se voorspraak by God die Vader, vir ons, vir my en vir jou, as sy bruid. Hy gaan gereeld na God die Vader toe, dan sê hy, daai kind van my, daai kind van my, sien jy daai kind van my? Asseblief, asseblief, daar's nood, daai kind van my. Hy gaan voor die Vader, en hy gaan doen voorspraak vir ons, vir vergifnis, verlossing, vrymaking, genesing. Romeine 34 sê, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir my en vir jou. En dan kyk ons na Ester se oorwinning. Oorwinning vir die Jode en oorwinning oor Haman. Ons, die kerk, ek en jy, ons oorwinning wanneer Jesus terugkom en ons saam met hom teruggaan, om saam met hom bruilof te hou. Satan, Haman was die een wat Ester se lewe vir ons sier het. Satan is die een wat ons lewe vir ons ontsier. Hy is die een wat die siekte bring. Hy is die een wat die huweliksprobleme bring. Hy is die een wat die finansies raak. Hy is die een wat al ewig 'n klip in jou pad wil rol, sodat jy kan val daaroor. En Jesus, toe hy gesterf het aan die kruis, vir my en vir jou, het hy oorwin oor Satan. So sy oorwinning oor Satan het ons die ewige lewe gegee, het ons die vrymaking gegee, het ons die geleentheid gegee om op te kan staan en te sê, through it all, die Here het ons deurgedra deur storms en hy sal ons nog deurdra deur storms. Dit is soos al die ander vorige gesê het, as ons omstandigheid waardeur ons gegaan het, kan gebruik om sy naam te verheerlik, of om een ander sussie te kan help, it was worth it. Want as ons deur dit gaan, moet ons kan sê, it was worth it all. As jy terugkyk op jou pad, en jy sien jou struikelblokke, want onthou, die klippe van Gilgal, hulle het dit daar gepak, sodat hulle herinner kan word, hulle was geherinner aan hulle struikelblokke, maar daar het hulle ook onthou hoe God hulle daardeur gedra het. So, wanneer jy terugkyk, en jy sien al die klippe wat jy so opgestapel het, mense, daai klippe moet vir jou die oorwinning wees, wat die Here vir jou gegee het. Ek wil vir julle lees uit Openbaring 19, vers 7, 8 en 9. Ek gaan dit lees, want dit was bietjie lank om neer te skryf. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God, en hulle is waar. Toe het ek voor my voete op my knieë neergeval en hom aanbid. Vandag vra ek vir julle, dat hierdie hele dag en elke woord wat uitgegaan het, gaan net staan as jy vandag jou lewe oopmaak en dit ontvang.
Spreek vergifnis, vrymaking, losmaking. Ek is seker teen die tyd wat ons nou vandag hier voor die nagmaalstafel gaan staan, dat jy daardie gedeelte reeds al bedink het. En as jy jou hart ondersoek, jou lewe ondersoek, en daar's nog een klein dingetjie, dan gaan ek vir jou vra, om voordat jy by hierdie tafel uitkom, op jou knieë by jou bank te gaan, en dit uit te klaar met God. Want hierdie is nie 'n verhouding tussen my en jou nie. Hierdie hele dag is 'n verhouding tussen jou en jou Skepper, jou Verlosser, jou Saligmaker. Ek kan jou nie vrymaak nie. Ek kan vir jou die gereedskap gee wat ek hier uitgekry het. Kan jou die gereedskap gee, maar ek kan jou nie vrymaak nie. Net ons hemelse Vader kan jou vrymaak vandag. Julle vra vir my, hoe kry ek dit reg om in vandag se tyd, wat die aanslag van die vyand nog steeds daar is en groot is, hoe kry ek dit reg om staande te bly? Hier's baie brokenis in hierdie wêreld, hier's baie mense in hierdie wêreld wat stikkend is. Hoe staan ek op? En ek wil vir julle vertel, daar's een manier. Daar's net een manier. En dit is die wapenrusting van God. Want dit beskerm jou. Efesiërs 6 vers 13 sê vir ons, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, en nog op julle pas kan bly staan. So mense, die wapenrusting is daar vir ons elke dag, en dis nie 'n ding wat jy net aan en uittrek nie, dis 'n leefwyse. Dis 'n leefwyse. Vrou, ek vra jou vandag, is jy gereed? Is jy gereed as die basyn nou blaas? Is jy, waar jy hier sit, gereed? Ondersoek jou hart. As daar enige iets opkom in jou hart, gaan op jou knieë voordat ons opstaan, sorteer dit uit met die Here. Is jou kleed vlekloos? Of moet jy nog 'n bietjie blykmiddel gaan gebruik? Moet jy nog 'n bietjie skoon maak, moet jy bietjie skrob? Ek weet die bruidegom, hy's gereed om ons te ontvang. Maar is jy gereed om jou bruidegom te ontvang? Want sien, soos wat hierdie tafel hier voorgedek is, hierdie bruidstafel, en ons aisle gemaak is, koning staan net hier en wag vir ons. Jou bruidegom, hy staan en wag vir jou. Is jy gereed om hom te ontmoet? En dan, hoe lyk jou kleed? Is jy bekleed met die mooiste, fynste wit linne? Het jy jou beste rok aangetrek? En dis jou wyl spier wit. Is jy wit van kop tot toon? Want ek wil vir jou sê, jou dag het aangebreek. Want hierdie is jou gunstige uur om daai kleed vlekloos te kry. Terwille van die wat 'n tydjie nodig het, vra ek dat julle julle oë sal sluit en dat julle julle harte sal deursoek. En as jy vind
dat daar 'n vlek op jou kleed is, roep die Here aan. Vir ons volgende gedeelte van ons bruilofsmaal wil ek vra dat die wat gereed is, en net die wat gereed is, solank, net aan die aan die ander, my regterkant en linkerkant, okay, sal uitbeweeg, moenie deur die aisle gaan nie. Ek wil hê julle moet so kante ombeweeg, en dan gaan julle van voor af. Hierdie aisle wat ons hier vir julle gebou het, baie, baie spesiale betekenis. Ek wil hê dat julle elke briefie op die tafel sal lees, soos wat julle vorentoe kom, om die nagmaal te gebruik. Ek wil nie hê dat enige iemand dit nie moet doen nie, so vat tyd, sorteer jou hart uit, staan op, gaan om, en kom in. Dan wil ek net sê, hierdie is die brood wat ons breek, maar hierdie is ook die liggaam van ons Here Jesus. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, vir my en jou, sodat ons vandag 'n geleentheid het om ons stake met hom reg te maak, om ons kleed wit te kry, sodat wanneer hy kom om ons te kom haal, ons bruidegom, sodat ons hom kan ontmoet. En hierdie is die bloed wat hy vir ons gevloei het. Sy bloed. Weet jy dat een druppel bloed, net een druppel bloed, jou kan genees? Een druppel bloed, jou omstandigheid kan verander? Een druppel bloed, van jou 'n nuwe skepping kan maak. So ek wil hê wanneer jy kom, dan kom jy om, en jy kom vat van sy liggaam, en jy kom vat van sy bloed, want dit is kosbaar, en dit is wat hy vir jou gegee het. Dankie. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me?